Julle, welkom by episode 26. Ek is Werner, dis Arthur en ja, goed om julle almal weer te sien. Soos julle weet, ek is hier in Kanada en Arthur is daar in Suid-Afrika. En ja, vandag gaan ons vir julle net gou vertel wat in die wêreld aangaan en hoe dit oplyn met Bybelprofeseë. Arthur, goed om jou weer te sien, man. Hi Werner, hallo julle. Trust in the Lord with all your heart, Luke. Lean not on your own understanding, Luke. The force is strong in this one. I am the Lord your God, Luke. His computer's off. Luke, you switched off your targeting computer. What's wrong? Nothing. I'm all right. I've lost our cue. The Death Star has cleared the planet. The Death Star has cleared the planet. Rebel base in range. You may fire when ready. Commence primary ignition. Have you now? What? Look out! You're all clear, kid. Now let's blow this thing and go home. As jy vir ons kan asseblief oopmaak met gebed Okay, en dat ons hierdie ding op die regte manier afskop. Dankie man. as hy. Vader, ons dankie weer eens vir nog 'n geleentheid en ons vra vir U asseblief dat U hierdie ministry sal seën in hierdie video, dat daar ten minste een persoon geraak sal word. En ons vra dat U ook elke persoon wat hier kyk sal laat dink en wat besef dat ons in die laaste tye is en dat daar nie meer tyd is om rond te speel nie, Vader, dat die tyd min is en dat ons harte reg gekry met U. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ja, Arthur, ek sien dinge raak nou weer warm in die wêreld. Wel, dit is nie asof dit ooit gestop het nie, nê. Ja, dit gevoel asof dit 'n rukkie bietjie kalmer raak, vir so 'n klein rukkie daarso en ons sien ons goed al weer op. So net vir julle almal, ons het glad nie vir hierdie episode voorberei nie. Ons gaan letterlik net die nuus oopmaak en kyk hoe dit met Bybelprofeseë oplyn. Ons het 'n goeie idee wat ons vir julle wil sê, maar soos ek sê, ons laat die Heilige Gees vanaand ons help. En daar's so baie dinge wat in die wêreld aangaan en op hierdie stadium, mense, ons is letterlik in die finale sekondes voor die wegraping. So as jy sien wat besig is om te gebeur, sal jy weet, nie net in Suid-Afrika en Kanada nie, maar wêreldwyd. Ja, daar's chaos, veral met hierdie jab, daar's chaos oor die wêreld. En weet jy hoeveel mense is vasgevang in vrees, as gevolg hiervan? Ja. Dit is absoluut hier in Suid-Afrika ook. Dit was so rukkie terug was mense nog heel rustig oor alles, maar nou dat hierdie ek wil nou nie sê kamptige derde vlaag, maar hierdie derde vlaag nou uitgekom het, is mense in paniek. Ja. Mense weet nie wat aan die gang is en hulle weet nie wat om te verwag. Ja, en ons moet verskriklik versigtig wees wat ons sê op hierdie kanaal, want YouTube sensor ons, hulle haal dit af, hulle kanselleer ons kanaal, hulle sit strikes op ons, so ons moet regtig baie versigtig wees. En
mense, julle sal sien daar in Suid-Afrika wat ek hier gesien het, julle moet weet ons is so 5 maande voor julle sal sien daar gaan nou 2 kampe begin vorm, die mense wat die ding wil hê en die mense wat hom nie wil hê nie. En dit veroorsaak baie tension, baie. En ek dink ek is een van 3 mense by die werk dat nog nie die ding gevat het nie. En hier by ons het omtrent die helfte van die land al die tweede een gevat. En ek kan julle een ding sê, daar is definitief nevenreaksies. Definitief. Ja. Wat ek Ons, nie wil sê. daai Canadian, gaan dit net vir die mense opnoem. Daar's 'n Ek het Canadian laas keer Facebook het ek 'n page. link, ja, ek het laas keer die link ingesit. Okay, dis reg. Ek wil dit nie sê nie, want ja, ek wil dit nie sê nie, want daai Facebook page het al 'n klomp strikes gekry. ja. Maar kom ek julle wys wat gaan aan in Amerika nou. Kan jy daai sien, Arthur? Ja, So, in Amerika stuur hulle nou polisie na jou huis toe. En hulle is klaar besig om te werk aan die 3de en stof. So, hulle is klaar besig met die 3de een. So, hulle praat nou al reeds dat jy nou elke jaar hierdie ding gaan moet kry. So, wat ook al hulle in daai ding sit, hulle is so desperaat dat jy dit moet vat, dat dit gaan nou 'n jaarlikse ding wees. So mense wat dink hulle vat hierdie ding om vryheid te kry, om weer te travel en dit en dat, mense, jy maak 'n groot fout. Jy is mense hier by ons, Werner, wat dit al gevat het, is onder dieselfde reëls as die mense wat dit nog nie gevat het. Hulle mag niks meer doen as wat ander mense wat dit nie gevat het. Ja. Maar mense moenie mislei word deur hierdie goedes nie. Weet jy, ek glo die virus is so. Hy bestaan. Hy maak mense siek, hy maak mense dood, maar dis glad nie erger as die gewone griepvirus. Dis nie erger as die gewone griepvirus. Ja. Dit word nou so ek weet nie wat is Afrikaanse woord nie, maar in Engels is opgehemel en ja, nou is dit links en regs. Niemand kry meer griep nie, niemand kry meer verkoue nie. As jy hoor is daai niemand kry meer vigs nie. Niemand kry meer vigs nie. Kanker is baie skaars deesdae. Ek spot nie daarmee nie. Dit is regtig hierso. Ek weet persoonlik van mense wat aan longkanker dood is en dan word daar die C op hulle doodsertifikate geskryf. So ja, daar's definitief 'n agenda. Ons weet dit al lankal. Ons wil net hê almal moet dit weet. Tye kan moeilik raak. Dit kan moeilik raak dat jy jou werk gaan verloor en dit gaan so raak. So sien ons nou in die vorige skerm wat jy vir ons gewys het daar. Hulle het in die begin gesê dit gaan nie verpligtend wees nie, maar kyk hoe draai dit. Ek het video's gesien en dit is video's wat jy ook vir my gestuur het van mense wat ek dink is in Rusland iewerste wat alreeds deur die polisie ingespuit word. Ja. Ja, hulle breek letterlik jou deur af en kom druk hy dit in jou arm. As jy dit nie vat nie, vat hulle jou na 'n konsentrasiekamp toe. En mense, as jy dink dit is 'n fairy tale, as jy dink dit gaan nie gebeur nie, dit gebeur. Kyk hierso. Hier's wat in Amerika nou gebeur. Joe Biden het gesê hy gaan nou polisie na jou huis toe stuur om jou te vertel om hierdie ding te vat. So hierdie is jou eerste waarskuwing. Ja. En dit kom julle, dit kom, glo vir my. Dit kom, en as dit in hierdie lande gebeur, is dit 'n kwessie van tyd, dan kom dit by julle ook. Dit gaan nie net daar of net daar gebeur nie. Dit is 'n wêreldwye agenda en dit moet oral in die wêreld gebeur. Ja. So weet jy wat's interessant? Arthur, gister toe ek hier gery, toe sien ek 2 polisiemanne op fietsse hier so deurry. Ja, nou weet dit, ons het nou 'n sensus gedoen hier by my. Nou, ek het of jy nou burgerskap het, of jy nou werkspermit of wat ook al het, hulle weet presies waar jy bly, hulle weet alles van jou af, dis hoekom jy sensus doen. En hulle het hier op en af gery met hulle fietsse, en ek dink dit is wat hulle nou gaan doen, hulle gaan na jou huis toe kom en jou deurklop en sê, hoor, ons sien jy het nog nie hierdie ding gevat nie, ons sal jou aanraai om dit te vat, en dit en dat en dat.
en consider hierdie jou eerste waarskuwing. So dit kom mense, dit kom definitief en ek het baie druk by die werk. Ek het my maat baie druk by die werk. Mense, hierdie ding is reël. Dit is reël en ek kan nie vir sê wat jy moet doen nie, maar jy moet bid vir Jesus se beskerming. As jy hom nou moet vat, bid vir Jesus se beskerming, maar probeer uithou so lank as wat jy kan. Ja, nou kyk hoe baie video's is daar nou op op internet. Snaakse goed wat gebeur met die mense wat hom gevat het. Ek meen, ek het gister 'n video gesien van 'n vrou wat hom gevat het en sy het so 'n klein infrarooi liggie by haar. En daar waar sy gespuit is, het sy die liggie gehou en dit gloei sommer so. En natuurlik hier na arm af sien jy nie meer haar are nie, maar hier onder in haar hand waar jou are baie meer duidelik is, het sy weer daai liggie gehou. En die are in haar hand, dit lyk asof dit gloei. Dit lyk, ek kan dit nie vir jou beskryf. Dit lyk asof soos wat daai are onder daai lig helder word. Soos wit 'n wit kleur in 'n persliggie. Jy weet mos wat maak hy. Hy maak hom so helder wit. Haar are maak so. Kan dit nie glo nie. Wel, net so vinnig die weet soos ek sê, ons kan nie te veel sê nie, maar die ou wat hierdie ding ontwikkel het, waar ek wil ook nie eers sy naam sê nie, ek gaan hierdie ding share, julle kan dit self lees. Die ou wat hierdie ding ontwikkel het, wat jou DNA manipulasie doen in hierdie enstof, hy het nou vir die wêreld gaan vertel hoe gevaarlik hierdie ding is. Hierdie ou word op die oomblik gedelete van alles af. Hulle is besig om hierdie ou te verwyder, hierdie agenda, hulle wil nie hy moet praat hieroor nie. Hy het hierdie ding ontwikkel en hy besef hoe gevaarlik dit is en hy waarsku nou mense. En ek sal nie verbaas wees as hierdie ou doodstrygemente nou kry nie. Ek gaan vir julle hierdie wys, want so hierdie ou, daar is sy naam wat ek nie wil sê nie. Hulle is besig om hom heeltemal uit te haal uit die boeke uit. Hy word nou gesien as iemand wat Ons moet hom maar dophou. Incompetent. Ja, ek sal nie surprise wees as hulle hierdie ou in sy huis kry en sê hy het uitge-overdose of hy's in 'n ongeluk dood of wat nie. Ek sal nie surprise wees nie, maar hierdie ou al hierdie goed word nou uit die hy is die inventor. Hierdie goed word alles nou toegevee. So al sy scientific contributions word nou gedelete. Julle kan gaan kyk op Wikipedia. Dit wys ons nou vir jou hier is 'n hele stuk wat julle kan kyk. By the way, julle kan op hierdie website gaan, Now the End Begins, dan sal julle hierdie sien. Hier's 'n video hierso wat julle kan kyk. So gaan kyk maar hierdie goed, mense. Ons is nie wil ek nie eers daai woord sê nie, maar ons is nie mense wat doemprofete is. Ons kyk na die feite, ons kyk na wat aangaan en ja. Werner, weet jy wat, nou is nooit snaaks. Ek is eintlik nooit snaaks, maar in die vroeë 1900s is het reg, is ons die Spanish flu uitbreek gewees en daar is miljoene mense dood. Ek dink elke 1 in 3 of 4 mense is dood aan dit. En dit was 'n pandemie geweest. Dit was 'n regte pandemie en daar's regtig mense dood en baie mense dood. En dit is nie 'n pandemie nie. Dit is hierso kan jy nog winkel toe gaan en jy kan nog dinge doen en dis nie 'n pandemie nie. Mense moet dit net baie mooi verstaan dat dit 'n agenda is agter dit. En hoekom dwing hulle? Hoekom wil hulle so graag hê jy moet dit vat? My snaaks. En ons het eintlik nog baie vryheid. So dit is nie 'n pandemie nie. Mense moet net sien dat daar is 'n groot agenda agter alles. Ja. Anyway, ek dink ons het al klaar miskien te veel gesê vir die video. Ja. Ons sal sien, hopelik word ons nie afgehaal nie. Ja, maar dit is net net soveel as moontlik mense waarsku want die mense vat daai nou links regs en ons wil nie hê dit moet so wees. Ja, dit is maar wat nou gaan gebeur. Jy gaan sien. Ja. Ek het dit gesien hier by my ook.
Arthur, het jy gesien wat gebeur in Israel? Daar gebeur so baie. Yes, in Israel gebeur elke 10 minute iets, hoor. Maar wat interessant is, wat ek nou gesien het, is die nuwe regering van Israel het nou die Abraham Accord, wat verlede jaar geteken is, tussen Amerika, Israel en 3 of 4 moslimlande. Die nuwe regering het dit nou bevestig. So, dit wys maar net weer eens vir jou van Daniël 9:27. Dis nou wat ek wou gesê het, ja. Wat besig is om waar te word. So, Ek wil net ietsie sê oor dit. Daniël 9:27 sê, and he, praat van die Antichrist, will confirm a covenant with many for 1 week. Now he will confirm a covenant, confirm. Daai woord confirm, as jy nou gaan kyk daarna, wat beteken daai woord? Hy gaan hom beter maak, of hy gaan hom sterker maak, of hy gaan hom sê nou maar net beter maak as wat hy was. Nou, as 'n mens nou mooi kyk, daai Abraham Accords, daai peace plan van Donald Trump het vir jaar uit. Die peace plan is klaar daar. Hy's reg om geïmplementeer te word. Nou, Donald Trump is nie weer daar nie, maar daar is nou ander leiers. So hulle gaan daai peace plan nog steeds gebruik, hulle gaan hom net confirm, hulle gaan hom beter maak. Bevestig. En dit is presies wat nou gebeur. Ja. En as ons nou weet wat aangaan met die Antichrist se dinge, dit gaan eers die wegraping wees voor die Antichrist bekendgestel gaan word. So wat vir jou dan sê, ons baie naby is die weg. Ja, en Arthur, hierdie, soos ons sê, hierdie is baie, hierdie is Bybelprofeseë wat nou gebeur, want as jy kyk, Israel het nou vir die heel eerste keer ooit, het hulle nou 'n moslim in hulle kabinet, in die Knesset. En dit is daai koalisie regering. So, die moslems gaan definitief, hulle soek die Temple Mount, hulle soek Jerusalem. So ek sal nie verbaas wees as die Israeliete, of die Jode, hulle derde tempel nou kry. Ek weet nie, baie dinge gaan nou gebeur, baie vinnig. Dinge gaan nou baie vinnig gebeur. Ja. En God is nie vir hierdie hele koalisie met al die ander nasies nie. Want ek dink is in Jesaja wat hy praat, covenant with death. So dis die verdrag met dood wat hulle besig is om te sluit. Maar hulle is so verblind dat hulle sien nie wat aan die gang is nie. En wat ons gaan binnekort sien is, ons gaan die two-state solution sien. Ons gaan sien hoe Palestina hulle eie land kry. Ons gaan dit sien. En ons wil nie hê dit moet gebeur nie, maar ons weet dit gaan gebeur, want dit staan in die boek van Joel, né? Ja. Dit gaan gebeur. Ja, en dit moet gebeur, anders te gaan Bybelprofesie. Dit moet gebeur. Ja. Alver interessant ook, wat ek ook gesien het in die nuus is die Chrislam, die Paus en Rick Warren en die moslims, ek weet nie, as jy van Rick Warren hou op dadelik om na hierdie man te luister, maar die Paus, die moslims, hulle is besig om die wêreld een geloof hoofstad te bou in Abu Dhabi. En ons het al daaroor gepraat, hulle noem dit Chrislam, en dit is Chris vir Christian en Lam vir Islam, maar dit is nie Christenskap soos ons dit ken nie, dit is die Roomse Katolieke, né, wat eintlik 'n vals geloof is. As julle net kyk, hierso hulle is besig om hierdie ding te bou. Nou hier's 3 geboue wat gaan opkom, een vir moslims, een vir die Katolieke en die ene is vir enige ander geloof. Ja. Boeddhisme en whatever. So hierdie ding is besig om te gebeur, mense. Sien jy hierso waar hulle hom bou en is die hele video daaroor. So mense, as jy gewonder het of ons naby is aan die wegraping, hierdie is vir jou 'n indikasie waar mense gaan hier aanbid. Mense gaan hierso aanbid vir een God. Hierdie is daai universal religion en
dit is op pad, hulle is besig om hierdie ding te bou. Ja, Jesus het gesê, daar's net een pad na die Vader toe, dis deur hom. En jy gaan nie Jesus se naam sê in een van daai tempels, alhoewel een van hulle nou Christelike tempel is, maar wat eintlik maar Katoliek is, en wat nie Christendom is. Ja, Jy gaan nie Jesus se naam mag sê in daai tempel. Ja. Dit gaan nie vir hulle oor Jesus. Dit is heeltemal anderste. ja, hier is 'n hele video wat julle kan kyk oor Chrislam, en wat vir my skokkend is mense weet nie eers hiervan nie. Ek meen, hulle noem dit die Abrahamic Family House, en hulle het die Abraham Accords nou geteken. Hoekom Abrahamic? Want die moslims glo dat Abraham was ons almal se voorvader. So die moslims glo dat Abraham is ons almal se voorvader, en dis hoekom hulle dit die Abraham Accords noem, en die Abrahamic Family House. So hierdie is die een ding wat hulle gaan doen om saam te aanbid en saam. En hierdie goed gaan alles gebeur as die Christene weg is, as die kerk weg is, gaan al hierdie goeders begin gebeur. So julle sien hoe naby is die ding aan klaar. Hierdie ding gaan binne die volgende 2-3 jaar gaan hierdie ding klaar wees. Ja, en ons glo nie ons gaan nog so lank wees nie. Ek persoonlik glo nie ons gaan nog so lank wees nie. Maar nee, datum sê nie. Ek ken nie die datum nie, maar ek glo persoonlik met alles wat gebeur nou, alles nou na 'n punt toe gaan. En hoe vinnig dit nou na 'n punt toe gaan, kan ons duidelik sien, ons is baie naby. En het jy gesien wat doen ons Openbaring 13 vals profeet? Hy is ook besig. Ja, kyk, hierdie ou man is besig, hoor. Hy was nou by die hoof van die Boeddhiste kerk, en hy het nou vir hulle gesê hoe wonderlik dit is, hierdie Universal Solidarity. Jy weet, dit wys mos nou vir jou, waar staan hierdie ouens? Hoe kan hierdie ou wat die hoof is van die Katolieke kerk sê ons moet nou al hierdie gelowe aanvaar? Wat sê dit van hom? Ja. Maar dis 'n agenda. Dit is wat hy doen. Gaan lees Openbaring 13. Hierdie is die vals profeet van Openbaring 13. Ja, dit is presies hy daai. Dit is, as jy nog nooit geweet het wie is die vals profeet van Openbaring 13 nie, daar staan hy in die wit klere. Ja. En dis nog 'n teken wat vir ons wys hoe naby ons is. Die Bybel praat mos van he speaks like a lamb. Hy sê goeie dinge. Hy sê mense dink hy's 'n goeie ou. Arthur, ek weet nie of jy al ooit probeer het om met 'n Katolieke persoon te praat oor die evangelie van Jesus Christus nie. Ja, ek het al. Yes. Hulle is mos soos die moslems, hulle is in hulle wil niks weet nie. Hulle wil niks weet nie. Hulle lees nie eens die Bybel nie. Hulle sê hulle priester lees die Bybel vir hulle. Ja. En as hulle die priester as hulle die Bybel gelees het, sou hulle gesien het dat die enigste weg na die koninkryk van God toe is deur Jesus is. Ja. Nie deur moeder Maria nie, want as hulle ook die Bybel gelees het, sal hulle gesien daar word nie van moeder Maria gepraat as 'n manier om koninkryk uit te bou. Ja. En dan Arthur, 'n storie wat ek dink ons amper mee kan afsluit is vir my baie skokkend is as jy lees die boek van is dit Lukas wat praat van in the days of Lot. Ja. Matteus praat van the days of Noah, maar die boek van Lukas praat van Evangelie van Lukas praat van in the days of Lot. Nou julle weet wat in Lot gebeur het met Sodom en Gomorra en mans was vrouens en vrouens was mans en homoseksualiteit. Nou kom ons ek gaan vir julle wys wat gebeur in Amerika. Hier is nou die eerste keer wat dit nou gebeur. 'n transvestite of 'n transgender, dis nou 'n man wat aantrek soos 'n vrou, het nou 'n kompetisie gewen as die eerste manlike Miss Nevada. So hulle het mos nou soos 'n mevrou Miss America, so elke staat het nou 'n Miss en dis die eerste keer wat 'n man dit nou gewen het.
Ja, hierdie staat mis kwai hierso. Hulle mis baie. Ja, maar is nou Miss Nevada USA en dis nou sy's nou hy ek dink hy's 'n sy is nou 'n beauty pageant hier is dit Cataluna Enriquez. Julle hierdie is skokkend. Hierdie is skokkend, absoluut skokkend. En hulle laat mans nou toe om vroulike sport te doen in Amerika. 'n Man wat teen 'n vrou stoei. Mense, hierdie is 'n man. 'n Man wat teen 'n vrou hardloop. Dit werk nie. Ja, ek meen mense, hierdie is verskriklik. Hierdie is dit wys vir wat se tye in ons in lewe en hierdie tipe van goed sal jy in eerste wêreldse lande sien soos waar ek is. Jy mag niks teen hierdie goed sê nie. As jy enigiets teen hierdie goed sê, noem hulle dit hate speech. Jy kan gearresteer word as jy hierdie goed, jy kan jou werk verloor as jy iets teen hierdie goed sê. Dis erg hier by ons, hoor. En weet jy Werner, die ergste ding van alles is, in God se land, Israel, Tel Aviv is die hoofkapital van die gay wêreld en Ja. dit is in God se land. So dit is nie moeilik om te sien dat God se judgment baie naby is. In sy heilige land word dit gedoen en optogte en al sulke dinge. Ek hoop net dit is binnekort voordat ons daai moet vat. Voordat Ek ons hoop gaan so. sorteer word. Ja, nee, ek glo ek gaan vas staan daar, want hoekom ek dit sê is, ek glo nie God gaan onskuldige kindertjies laat ingespuit word nie. Ek weet daar sal reeds kinders ingespuit word. Nog nie jong kindertjies waarvan ek weet nie. Maar ek kan nie sien dat God dit gaan toelaat nie. Ek weet ek kan dit nie sien. Nee, ek weet nie. En weet jy wat, Arthur, terwyl jy praat van die kinders, ek wil net gou vir jou die laaste een wys. Hier's nou 'n kind wat hierso sit. Kyk gou hierso. Hierdie kind is 17 jaar oud. 17 jaar oud is nou gediagnoseer met 'n hartkondisie nadat hy hierdie ding gekry het. Ek wil nie hierdie ding lees nie want hulle sal ons 'n strike gee. Ja. Mense, hierdie is reël mense. Dis besig om te gebeur. Kyk hier. Iets wat nou nogal bietjie meer uitkom. Dit lyk my elke shot het sy eie neeweffek. Party gee lyk my vir jou vigs, party gee vir jou bloedklonte, ander is dit en dat en ja. Ja. Okay, Arthur, ek dink ons is klaar. Kom ons ouer gewoonte, mense, jou enigste hoop is die krag wat in Jesus Christus lê en dit wat hy vir jou gedoen het aan die kruis. En julle, ons is almal in 'n moeilike situasie. Ek voel dit, jy voel dit, almal voel dit. Ons is almal in 'n moeilike situasie. Die druk word baie erg vir ons almal. Ons almal gaan deur 'n tawwe tyd op die oomblik. En as julle nog nie daar is nie, gee kans dit kom. Iemand is reeds hier by my. En mense, dis taaf en jy moet net aan Jesus vashou. Dis al wat jy nou kan doen. Dis hou net vas aan Jesus en die beloftes wat hy vir jou gee. En mense raak gered, maak seker jy is gered. En soos ek en Arthur altyd sê, en dis agter op ons kaartjie. Arthur, as jy vir ons die ABC's kan doen. Ja. Ek wil dit op die skrif sit. ABC's is A, admit your sinner in need of a savior. Romeine 3 vers 13. B is believe in your heart that Jesus Christ died for your sins. Johannes 5 vers 24. C is call upon the name of the Lord.
Romeine 10 vers 13, daar staan, call upon the name of the Lord and you will be saved. Daar staan nie, call upon the name of the Lord and you will be saved en dit en dat, daar is niks na dit. Het is net, roep Jesus in naam aan, bedoel wat jy sê, bedoel dit met jou hart en nie met jou verstand, en jy sal gered word. En Johannes 3 vers 16 sê, almal wat Jesus in naam aanroep, sal gered word. Almal. En almal is almal. Dit is nie net sekere vir mense nie, dit is almal wat Jesus in naam aanroep. En wat met sy hart glo dat Jesus aan die kruis gesterf het, sal gered word. Ja, en mense om vergifnis te vra is voor Jesus is nie net vir jou sondes nie, maar ook vir die feit dat jy nie in hom glo nie. Jy weet, daai repentance, dit gaan oor a change of mind, dit gaan oor verander jou pad, verander jou rigting. Ja, repent beteken change of mind. So jy repent een keer, want jy change een keer jou mind. Jy change your mind van, jy glo nie in Jesus nie, jy glo nie wat hy vir jou in die kruis gedoen het nie, en wat sy bloed vir jou gedoen het nie. Nou, jy glo, Jesus het vir my gesterf in die kruis, hy bloed, hy kosbare bloed wat hy vergiet het, betaal vir al my sondes, verlede, hede en toekomstige sondes. Alles is klaar betaal. Ja, mense, en jy nooi nie Jesus in jou hart in nie. Jy aanvaar wat hy vir jou gedoen het. Ja. Ons glo glad in daai sinners prayer. Jesus kom in my hart in en nou ewe skielik is jy gered. Mense, daai werk nie. Jy moet glo in jou hart wat hy vir jou gedoen het. Dit is wat redding is, dis deur glo wat Jesus het sê. Glo dat daai bloed, daai kosbare bloed, jou sonde betaal het, want in die verlede ook, daar moet bloed gevloei het vir vergifnis van sonde. Ek dink dit staan ook in Romeine, daar moet bloed vloei vir vergifnis. Ja. En voorheen was dit die bloed van 'n ram of 'n bok of 'n dier, en God het gesê hy gaan sy lam stuur. Daai bloed is baie kosbaarder as 'n gewone lammetjie se bloed. Dit is God se bloed. Mense, as jy iets vir die koninkryk wil doen, as jy mense wil na Jesus toe lei, nou is jou kans. As daai trompet blaas, het jy nie meer kanse nie. As jy môreoggend nie wakker word nie, het jy nie meer kanse om die werk van die Here te doen nie. Ja, dis waar. Okay, mense, baie dankie julle vir julle tyd en bid vir ons ministry en sterkte. Ek weet ons almal gaan deur 'n tawe tyd, maak nie saak waar in die wêreld is nie. Dis nie maklik. Ja, en ons bid vir julle ook, almal wat hierna kyk is deel van ons kudde. En ons bid elke dag vir julle almal en ons vra God om julle te beskerm en om julle wysheid en insig te gee, om regte besluite te maak. Daar's hy. Dankie Arthur. Daar's hy. Tot volgende keer. Totsiens.